glo dat die Here ook vir ons in hierdie oggend gaan versterk en omhels met sy krag en genade. Vir die mense wat ingeskakel het op die streaming, wees julle ook welkom. Ons is bly dat julle hier is, saam met ons. Julle is hier, maar julle is daar, maar julle is hierso. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons gaan vanmôre lekker saam sing, die Here se naam verheerlik. En ek glo dat die Here sê, hoor, hy sê, hy woon onder die lofprysinge van sy volk. Wat sê hy? Hy sê, my kinders, begin om my te loof. Begin om my te aanbid. Gee 'n lofoffer. Wat is 'n lofoffer? Ek vat iets van myself. 'n Lofoffer is om te kom en uit myself my beste te gee. Ek gee my beste vir die Here. Ek luister nie of die rand sy beste gee nie, ek gee my beste. En dis wat die Here graag wil hoor. Prys sy wonderlike naam. Dankie die rand, dankie ons musiekmense. Goeiemôre almal. Kom ons staan en dan sing ons uit volle bors tot die groot almagtige God. Ek mag nie voorstaan. Mighty God we serve, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, gonna let it shine. Gonna worship the King, gonna worship the King. We're gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. We're gonna praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all day long. We're gonna lift up the mighty name of Jesus. Hear us singing this song. Gonna worship the King. We're gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. Hallelujah. Kom ons gee hom 'n lekker hand. Amen. Verlustig jouw hoop in huis al jou Heer. Dus van jou hart verlustig jouw hoop. Verlustig jouw hoop in huis al jou Heer. Vergeet dus van jou hart verlustig jouw hoop. Staan vast in die naam van die Heer. Staan vast in die kracht wat Hy jou gee. Geen wapen al die vijand in jou smeer. Sal slaap as jy vaststaan in die naam van die Heer. Oorwinnaar, ons sal vaststaan op sy woord. Oorwinnaar, deur sy kosbare bloed. Oorwinnaar, ons sal altyd nie weer. Deur Jesus Christus ons Heer. Verlustig jou in hom en Hy sal jou gee. Die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Verlustig jou in hom en Hy sal jou gee. Begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Halleluja. Kom, ons gee dit lekker aan. Prys sy naam. Ek wil die Here loof, loof met my
hele hart. Hy gee hoop wat roep deur nuwe krag. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Heere loof. My sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee hoop wat roep, weer nuwe krag. Die hemel, die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee hoop wat roep, weer nuwe krag. Hy gee hoop wat roep, weer nuwe krag. Hy gee hoop wat roep, weer nuwe krag. Halleluja, loof die Here, al die lof en die eer en die dank om U te ons groot God. Prys sy wonderbare, dierbare naam. Dankie Here. Meer as 'n lied oor ons lippe, en meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering, want hy is die prins van die eeue, gesalf uit die beker van vreugde. Kom o koning en luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein, en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig liefde my te neer. Halleluja. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering, want U is die prins van die eeue, gesalf uit die beker van vreugde. O koning en luister na ons liefdeswoorde.
is mooier as die mooiste mooi. Held van al ons drome, genade stort oor lippe rein, en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat die begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig U beminde neer. En hier al oomblik vir jou vat Halleluja. staan. Hierdie is so 'n diep liefdeslied. En ons weet die Here sing altyd 'n liefdeslied oor ons. Maar om jouself oop te maak, en amper half jouself te vulnerable te maak, vat net 'n oomblik, buig as beminde voor hom neer. Sê net vir hom, weet jy, Here, U is my bruidegom. Dis 'n liefdesfees. In jou eie woorde, in jou eie taal. Vat net so 2 minute en dan bid hom net. So God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Kom ons verklaar dit. He's an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Kom ons sing dit weer. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Loof die Here. Ons aanbid U, o wondergod. U is die wonderwerker en ons het nie woorde om U lof te besing nie. Ons probeer net sê in mensetaal, U is die liefling van ons siel, o Here. U is vir ons die skoonste uit 10.000. U is die lelie van die dale. Here, U is ons koning. U is ons Here, ons God. Ons skaduwee en ons regterhand wat ons insluit van agter en van voor en van die kante. Loof die Here, o my siel. U is groot, Here. Ons prys U goddelike heerlike naam. Dankie, Here, dat ons kan uitroep en kan sê, Jesus is my Here. Halleluja. Here, ons bid vanoggend vir elke gemeente wat saamkom om U te verheerlik. Waar hulle nou sing, waar hulle U aanbid. Here, waar die woord sal uitgaan, bid ons dat die wonder van U Gees elke prediker, Here, sal deurweek, Here, sal bekragtig om 'n woord te spreek wat U behaag. O Here God, bid dat U in elke gemeente waar daar saam gebid word en U naam aangeroep word, dat mense genees sal word, bevry sal word, 'n nuwe lewe sal begin. Here, opgewonde sal wees, soos wat net U alleen opgewonde kan maak. Ons bid vir ons land Suid-Afrika. Ons bid vir 'n regering van integriteit. Ons bid, o groot God, dat U sal onderneem. Daar's verskillende dele en fasette van ons land wat 'n ingrype van God nodig het, Here. Nie mensgemaakte triks nie. Ons vra dat U sal werk, Here, in elke faset. Ja, ons weet, my God,
dat U is die lig wat sal skyn in die donker harte, mense wat verward is en nie weet wat is die volgende tree nie. Werk daar asseblief, Here. Ons bid vir soveel mense wat in smart vasgevang is as gevolg van oorstromings en vernietiging, Here, van al hulle goed. Onderneem daar, Here. Ons bid vir dele in ons land wat dit droog is, dat U die reën sal stuur en sal onderneem. Ons bid o wondergod vir 'n gees van eenheid, 'n soet gees, Here. 'n Gees wat sê, ons wil hoor wat God sê en ons wil doen wat die Here sê. Ons vra dit in die magtige naam van ons Here en ons sê dankie, Here, dat ons U kan vertrou. Amen. U kan nie sy plekke neem. Baie dankie. Prys sy wonderlike naam. Dit is so lekker om saam te wees en is lekker om te kyk of maak ons opgewonde om te hoor wat die Here vir ons wil sê vanoggend. En ek wil graag vanmôre praat oor God se dinamiese wisselkoers. Nou ja, ek weet van somme maak niks nie, maar ek weet van 'n wisselkoers. Jy weet, as jy graag Amerikaanse ding wil hê en jy het 'n rand in jou sak, help dit niks. Ek dink jy moet 16 of 17 rand hê. As jy uit Engeland uit wil hê, maar jy lyk my so 20 rand hê om 1 pond se ding te kan koop. En nou is dit so, ek wil praat oor God se wisselkoers, wat hy vir ons gee, om in 'n ander land, kyk as jy in Amerika of in Engeland wil koop, is dit mos 'n ander land, met 'n ander regering. Nou God wil vanmôre vir ons kom sê, hy het 'n wisselkoers vir elkeen wat dit graag wil hê, om by sy koninkryk te kry. Uit sy hand te kry. En ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Ek wil graag lees net 2 verse. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan jy sien die wisselkoers? Jesus Christus. As Jesus Christus kom, dan kan ons ewige lewe kry. Dis die wonder daarvan. Dan sê Johannes 10 vers 10, wat ons almal ook baie goed ken, hy sê vir ons, hy sê die dief het net, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die Here praat van lewe en oorvloed. Die Here praat van ewige lewe. Hy praat van hoe om dit te bekom. Daar's een manier en dis Jesus Christus. Toe Adam en Eva besluit het in die paradys, kyk, ons hou nie baie van hierdie koning Jesus se manier van doen nie. Ons verskil van hom. En die duiwel hou vir ons 'n ding voor wat baie lekker lyk. Is 'n ding wat ek nou gaan kry. 'n Lekker vrug in die tuin van Eden. In die oomblik toe hulle God se heerskappy minag. En hulle begin om te doen wat die duiwel sê, toe gee hulle die duiwel die reg om sy wisselkoers op aarde te bring. Om sy plan hier te vestig. En dit is nogal 'n verskrikking, want vandat die duiwel sy plan en sy wisselkoers hier het, kan ek vir jou sê, kry mense swaar. Die wisselkoers van die duiwel sê dit. Luister baie mooi. En ek wil nie vir die goed gee wat ek het my duim uitsuig nie. Esegiel 18 vers 4 sê, die siel wat sondig moet sterf. Die duiwel sê, luister ou maat, as jy doen wat ek sê, dit gaan lekker wees, maar jy gaan doodgaan. Dis wat die duiwel sê. Dis wat sy wisselkoers is. Jy koop in op sy plan en op sy voorsiening. Dis baie sekerlik bekend in die tyd waarin ons lewe, dat ons moet weet dat vandat die duiwel die reg gekry het by die mense om sy plan, sy wisselkoers en sy heerskappy hier te vestig, is die duiwel besig met sy plundertogte. En hy het sy slaghuis 24/7 oop om te slag. En jy maak hom nie toe nie. Nie eers load shedding maak sy slaghuis toe nie, dan is hy eers oop. Gaan lees maar wat sê Johannes 10 vers 10, wat maak hy? Hy's daar om sy verwoesting te saai, en elkeen wat gesê het, nee maar ek wil liefster hierdie ander dinge hê. God se plan is nie regtig lekker nie. Ons moet weet dat die duiwel is elke dag besig om in mense se lewens te werk. Maar Jesus het gesê,
dat hy het gesien, God het gesien, dat hierdie mense wat ingevang is, het ingekoop het. Kan ek maar sê, in die ekonomie van die duiwel, hulle kry swaar, en elke keer, wanneer hulle lekker gekry het, wat die duiwel gegee het, is hulle dieper in die ellende. Is hulle nader in die dood in die ewige hel. En Jezus het besef, maar dit kan nie so aangaan nie. En toe het Jezus besluit, hy gaan nie vir die duiwel vra nie. Al dink die duiwel, hy is alleen koning. Hy gaan nie vir die duiwel vra of hy mag inkom nie. Hy het besluit, hy gaan inkom. En toe Jezus dit besluit het, het hy gekom en hy het waaragtig gegaan en hy het aan die kruis gesterf van Golgotha en hy het daar uitgeroep en hy het gesê, dit is volbring. Wat het hy gesê? Hy het gesê, elke mens wat my in sy lewe toelaat, sal toestemming kry om deel te hê aan die koopplan, aan die toegang tot hemelse heerlikheid. Broeder en suster, ek kan vanmôre net vir u sê, dat die duiwelse plan is, hy sê, hoorie man, jy kan vreeslik godsdienstig wees. Jy moet net jou best doen, jy weet, jou beste doen, en jou beste voetjie voorsit, en jy moet baie godsdienstig wees, en nou en dan halleluja sê, en Psalm 23 opsê, jy weet, as jy dit sê, is jy okay. Hy sê, dan kry jy toegang tot God se storie, tot God se voorraad. Dis wat hy vir ons sê, en die mense glo hom. Die mense glo hom, ek was nou die dag by 'n roudiens, en die mense wat die wildste is, van almal wat by die graf is, ek ken die mense, die wildste. Hulle sê, lees vir ons Psalm 23. Jy sien, hy dink, as hy Psalm 23 gelees het, dan het hy toegang tot God se wisselkoers. Die duiwel sê, jy kan verdien. Maar die Bybel sê vir ons, dat as ons probeer om toegang te kry tot die wisselkoers, tot die geldstelsel, tot die koopstelsel, tot die toegang tot God, met ons beste gebedjies wat ons probeer bid, en Bybelversies wat ons opsê. Hoor wat sê die Bybel? Hy praat van mense wat nie verhouding met God het nie. Wat dink hulle kan met hulle dade iets doen? Hy sê die beste dinge wat jy kan doen, is sal lyk soos 'n besoedelde kleed, 'n vuil lap voor God. Jesaja 64 vers 6. Die mens wat dink, hy kan die Here probeer om die bos lei, met goedjies wat hy sê, en God sal nou maar, jy weet, sy hart sal sag word. Die Here sê, neem net kennis, jou beste probeerslag, sonder Jesus as koning, is 'n vuil lap. Jy gooi die ding weg, jy sit hom nie eers in die was, en jy smyt hom weg. En kom die Here wil hy vandag vir ons sê, dat toe hy gesê, dit is volbring, toe hy in die kruis van Golgotha uitgeroep het, dit is volbring, het hy 'n nuwe stelsel, 'n nuwe voorreg, 'n nuwe toegang, tot 'n nuwe koninkryk, sy skatkamers gegee, en dit bewerk. Hy sê, dit is volbring, en kan ons een ding weet, toe dit gebeur het die Here gesê, ek gee vir elkeen wat wil, elkeen wat in 'n nuwe koninkryk wil inkoop, elkeen kan dit kry. En ek kan vandag sê, Jesus, toe hy gesterf het aan die kruis, toe sê hy, dit is volbring, dit beteken, dat die man, die vrou, die kind, wat besluit, hy is moeg, vir die ou stelsel, en die ou koninkryk, met sy ou goed, wat geen nuwe goed bring nie, kan na Jesus toe gaan. En wanneer dit gebeur, wanneer 'n mens na God toe gaan, en sê, Here, ek is moeg vir die leuns van die vyand, ek is moeg om elke dag weg te hardloop van sy slaghuis af, ek is moeg daarvoor, Here, ek wil 'n nuwe koning hê, ek wil U as koning hê. Dan sê die Here nie vir jou, jy moet gou jou huis verkoop, jy kan betaal nie. Nee, die woord van God sê, wanneer ek en jy, Jesus Christus nader, wanneer ons tot hom roep, en om ons in ons lewe wil hê, dan begin sy genade te vloei. Uit genade, die mens wat sê, ek wil hom koning hê, uit genade kom God, en hy ruk hierdie vuil lap, vuil kleed, vuil lewe van jou, ruk hy af, en hy gooi hom weg. Gaan lees maar Efesiërs 2 vers 8.
Wanneer jy kom na God toe en sê, Here, ek wil in hierdie nuwe stelsel van God se koninkryk inkom. Wanneer ons dit roep, dan sê die Here vir ons in Galasiërs 3 vers 13, dat elke vloek van Satan word verbreek in jou lewe. Ek wil dit sê vanmôre, en weet jy, ek wil vanmôre sê, is daar iemand is wat in hierdie kerk sit en sê, ek voel daar is 'n vloek oor my lewe. Kom ons sluit dit gou ons oë. Kom ons sluit dit ons. Here, as daar iemand is wat in hierdie kerk sit en sê, daar's 'n vloek oor my lewe, wil ons in Jesus naam daardie vloek verbreek. Ons roep die genade oor hom uit, 'n totale magtige ingryp. U maak hom nou los, Here. Dankie daarvoor, Here. Kom ons gee 'n bietjie lofoffer. Kom ons gee die Here 'n bietjie lof. Loof die Here, jy sien die wisselkoers van God is so, wanneer ek met my deurmekaar lewe na hom toe kom, dan kom ek roep, dan sê ek, o God, kan ek instap, dan sê hy, ja, kom, bring jou gemors vir my, en ek sal vir jou nuwe dinge gee. Dis hoe God se wisselkoers werk. Die Here wil vanmôre vir ons sê, dat wanneer ek en jy sukkel, wanneer ek en jy sukkel, wanneer ons sê, maar dit voel vir my op die Here so ver van my af is. Dan sê die Here vanmôre, ek en jy hoef nie iets anders te doen, ons hand in ons beursie te sit nie. Hy sê, kom na my toe, en as ons na hom toe kom, met die deurmekaar van ons lewe, is die wisselkoers, die een wat die betaling waarborg, is Jesus Christus, en dan sê hy vir ons, in Efesiërs 2 vers 13, hy trek jou nader. Hy trek jou nader, hy trek jou in sy teenwoordigheid in, hy bring jou daar, en dan sê Johannes 1 vers 12, dan maak hy ons deel van sy bloedlyn, sy kind. Want as die kinders van God, wat toegang het, tot die wonderheerlikheid van die Here. Ons kan dit nie koop nie, ons kan dit nie verdien nie, kan nie. Hy sê, wanneer ons hom toelaat, dan werk sy wisselkoers van genade. Sy wisselkoers van omgee. Sy wisselkoers van 'n deernis vir 'n mens. Hy kom en hy sê, hy wil sy wondergenade in ons lewens inbring. Wanneer ek en jy uitroep en sê, Here, ek is so moeg vir dit wat Adam en Eva oor die wêreld gebring het. Ek is moeg daarvoor, vir die Here, vir die advertensieveldtog van die duiwel. Die duiwel se advertensieveldtog is, as julle hierdie bottel wyn uitdrink, gaan julle vriendelik wees. Dan ry jy huis toe, dan smash jy jou kar. Jy sien, ekskuus tog. Ek pik nie op mense nie, maar hoe sê advertensie? Sê advertensie, veldtog is dinamies, maar die gevolg daarvan is 'n skrikbewind. En die Here wil vanmôre sê, dat wanneer ek en jy Jesus Christus in ons lewens inroep, dan is hy die God wat die plundertogte van Satan stop. Is hy die God wat die slaghuis van die duiwel sluit, en hy kry hom nie oopgemaak om jou daarin te kry nie. En ons kry dit nie omdat ons so oulik is nie. Ons kry dit toe Jesus gesê het, dit is volbring, het hy die transaksie voltooi. En kan elke mens wat sy naam aanroep, kan een ding weet, dat ons hoef nie te kom met iets wat ek gemaak het, of iets wat ek uitdink nie. Nee, ek kom en ek staan voor hom, met leë arms. Nee, miskien is dit nie leë arms nie. Miskien is dit 'n lewe wat leeg is. Wat nie sin maak nie, wat vol smart gepak is, wat ook al gepak. Dan sê Here, bring die goed vir my. My wisselkoers sê, ek sal die goed vat en weggooi en jou die nuwe goed gee. Dis die wonder wat God beloof. Wanneer ons na die Here toe kom en sê, Here, ek is so moeg vir hierdie goed, en ek soek U as koning in my lewe. Here, wees U my koning. Here, ek wil in U koninkryk, in U stoorkamers, skatkamers van U koninkryk instap, Here. Ek wil U voorreg om in te gaan. Dan sê die Here, wanneer ek en jy daar kom, dan sê hy, sy genade sal oorvloedig oor ons spoel, en elke fyn detail van ons lewe sal hy voorspoedig maak. 2 Korintiërs 9 vers 8. Dis nie wensdenkerheid nie. Wanneer ons God toelaat, wanneer ons hom vasgryp, dan tree sy wisselkoers van ek gee my niks vir God nie, vir die heerlikheid van God wat hy uitdeel. Ek kom na hom toe en ek sê, Here, ek maak U koning, wees U die wonderwerker in my lewe. Here, ek kniel voor U.
Here, ek wil u kind wees en ek sal 'n pad met u loop. Here, ek loop in die voetspore. Wanneer die kind van die Here gekom het en hy begin smaak wat dit is om verhouding met God te hê. Jy het die liedjie gehoor voor die tyd, Make me willing to wait for the answer I've prayed so long. Jy sien, wanneer ek 'n pad met God loop, en ek kry nie onmiddellik wat ek vra nie, dan weet ek, my God sê, hoor hierso, ek het jou nie verlaat nie, moenie dat die duiwel jou vertel, ek het my beloftes vertraag nie, dan sê die Here, hy sal op die regte tyd 'n dinamiese ding doen vir ons, hy sê vir ons, hy sal vir ons doen, ver meer as wat ons kan dink om te bid, Efesiërs 3:20, ver meer. Jy sien, wanneer ons kom met ons idee van wanneer God moet werk, dan sit ons met 'n beperkte goedjies. As die Here ons gebedjies antwoord, wat vreeslik groot klink, dan wil ek vir jou sê, sal ons swaar kry. Want wat God wil gee, is ver bokant alles wat ons kan dink om te bid. En wanneer ons die Here in ons lewens toelaat, en ons inkoop of deel word van die mense wat toegang het tot hom, en sy wisselkoers in ons lewe kan wees. Mens, dis kosbaar. Wanneer ek en jy, soos die man aan die kruis met desperaatheid uitroep. Ek weet, daai man aan die kruis, hy hang daar, hy moet gekruisig word, hy moet sterf, hy het foute gemaak, hy moet dit doen. Nou hang hy aan die kruis. En hy spot nog met Jesus. Kan ek nou in gewone taal sê, hy spot met hierdie kerkmens. As jy so oulik is, doen iets. Maar in 'n oomblik, besef hy, dat hy 'n fout gemaak. En hy roep met 'n desperaatheid, hy sê, dink vandag aan my. En die Here sê, die woord van die Here sê Jesus, jy sal vandag saam met my wees. Wat sê die Here vir ons hierdeur? Hy sê, wanneer ek en jy kom, en met 'n desperaatheid uitroep, en sê, Here, ek sit vandag hier, met 'n groot klomp onsin in my lewe. Here, ek het nog gespot met kerk en gesê, wat? Dan sê die Here vir ons, in Jesaja 61 vers 3, hy sê vir jou jou weggooi goed, sal hy inruil, en hy sal vir jou sieraad gee. Dis wat God wil gee. Hy kom met sy wondergenade, en hy wil net sy beste vir ons gee. Hy wil vir ons kom sê, dat hy is die Here, wat vir ons wil omhels met sy goedheid. Sy wisselkoers is dinamies. Ek kom staan nie met iets wat ek verdien het, of iets wat ek by mekaar gemaak het, of vir hoe lank ek daarvoor gewerk het nie, en ek kom staan nie voor hom, en ek sê vir hom die Bybel op nie, dis nie wat tel nie. Die duiwel ken die Bybel, my maat. Die duiwel het selfs vir Jesus probeer om omkoop met sy Bybelkennis. Wanneer ons voor God kom staan en sê, Here, ek roep u aan vandag, help vir my. Dan sal die Here met sy almag in ons werk, en sal ons met die wisselkoers van sy bloed, die wisselkoers van sy liefde, die wisselkoers, dit wat hy waar maak, sal ons sy goedheid belewe. Die woord van die Here sê in Handelinge 17 vers 28, hoor mooi, wanneer ons toegang gekry het tot God se genade, wanneer ek en jy Jesus koning gemaak het in ons lewe, wanneer ons nie meer moeg is vir die ander, dan sê vir die kind van die Here, in hom lewe ons, beweeg ons, en is ons, want ons is ook van sy geslag. Wow, geslag van Christus, ek beweeg in hom, met hom, in sy arms, in sy teenwoordigheid, daar is ek saam met God. Hoekom? Omdat ek oulik is? Nee, omdat hy gegaan het en gesê, ek maak my koninkryk oop vir jou. Jy kan inkom as jy my koning maak. En weet jy wat my jy bring? Bring jou gemors. En in ruil daarvoor, gee ek vir jou die beste. Ek glo dat die Here vanmôre vir ons wil sê, dat ons moet ophou om te dink, wat nou? Wat moet ek nou doen om beter te lyk? Wat moet ek nou volgende Sondag, om vir die Here indruk te maak, 'n baadjie aantrek saam met my das? Hy sal sê, hoorie boet, ek stel nie belang in jou baadjie en jou das nie. Ek stel daarin belang, dat jy my jou koning maak. Want ek wil vir jou die beste uit my skatkamer gee. Bring jou baadjie en jou das, en ek sê vir jou oorklee, met blydskap,
met vreugde, met vrede, met oorwinning, met krag om die duiwel te weerstaan en hy sal jou van jou af wegvlug. Dis wat God gee. Wanneer ek kom en myself vir hom gee. Die Here wil vanmôre vir ons kom sê dat wanneer ek en jy moeg is vir die leuns van die vyand en moeg is om te probeer iets by mekaar maak om hom om te koop. Onthou, ek kan die Here nie omkoop met sekere goedjies wat skynheilig is nie. Koop hom nie om nie. Die Here sê my beste is soos 'n vuil kleed. Die Here sê as ek moeg is daarvoor, kan ek na hom toe kom en hy sal die hele situasie verander. Wanneer ons Jesus aanroep, wanneer ons Jesus koning maak van ons lewe, wanneer ons sê, Here, ek wil hoor wat U sê, dan sê die Here, goed, ek wil vir jou sê, jy kan kom met enige iets wat jy wil, kan jy na my toe kom, en bring jou onsin. Ek moet versigtig wees vanmôre, dat ek my regte taal gebruik, kanseltaal. Bring jou gemors, en gee dit vir my, en ek sal vir jou hemelse heerlikheid gee. Kan 'n bietjie amen hoor? Dis wat God vir ons sê. Bring jou niks werd goed. Hy sê hy wil vir ons iets gee. Vanmôre sê die Here Jesus vir ons, vir elke een, vir elke mens, vir elke verlorene, vir elke een wat God bevraagteken, vir elke een wat in sonde lewe. Hy sê nie vir jou, kry vir jou nie. Lukas 19 vers 10 sê die Here, ek soek jou. Ek soek jou. Ek wil jou in my lewe hê. Ek wil in jou lewe instap. Hy sê ek soek jou. Jy sien wat die Here Jesus vanmôre vir ons vra is dit. Hy sê wil jy kom smaak hoe dit is om in die wisselkoers van God in die koninkryk te koop. Dan sê hy iets soos die. Wanneer hy aan ons lewe klop. Wanneer hy aan ons hartsdeur klop. Jy weet, as ek praat van 'n hartsdeur, jy weet ons het almal 'n hartsdeur. Jy klap hom toe en jy laat nie toe dat ander mense kyk wat is die voorraad nie. Jy dink jy kan hom toeklap vir God ook. En die Here sê maak jou hartsdeur oop dat ons die klomp voorraad wat niks werd is nie, wil hy uithaal. Hy wil dit uithaal. Hy wil instap. Hy wil vir ons nuwe voorraad gee, nuwe oorwinning gee, nuwe deurbraak gee. Dat ons die voorreg kan hê om ons die mekaar lewe, ons dinge wat nie sin maak nie, vir hom te gee. Dan sê hy, ek vat dit uit jou hand, en jy toegang tot God se grootheid. En dan sê hy 'n wonderlike ding. Die Here wil nie vanmôre vir ons sê, en ek wil ook nie sê, ek wil nie vanmôre vir jou 'n nuwe godsdienst voorhou nie. 'n Nuwe gemeente met 'n nuwe kultuur, met 'n nuwe liedjie, nee, ek wil vanmôre voorhou die nuwe een. Wat nuut maak. Wat sê, as ons instap in sy teenwoordigheid, as ek kom met my niksheid en ek sê, Here, dis wie ek is. Ek verdien, Here, ek verdien om aan die kruis te wees, ek kom na U toe, dan sê die Here, ek wag vir jou. Hy sê, hy wag met ongeduld. En wanneer dit gebeur, dan sê die woord van God, wanneer ons hom toelaat in ons lewe, hom toelaat as koning, hom toelaat as die segsman, wanneer ons sy beginsels en sy waardes toelaat in ons lewe, dan sê hy vir ons wat so sukkel. Ek wens net ek kan 'n bietjie beter sing, en miskien ek wens net ek kan beter besigheid doen. Ek wens net ek kan my vrou beter verstaan. Ek hoop my man verstaan my beter. Dan sukkel ons met die goed. Ons probeer met my goed. En dan bid ons mos dat die Here moet tog net my vrou verander dat sy my kan verstaan. Die Here sê wanneer ek en jy hom toelaat in ons lewe en hom koning maak, het hy die wisselkoers verander van ons lewe. Van ek moet hard werk, nee, ek bring my die mekaar goed na God toe en ek probeer, as ek nou sê betaal, bring na hom toe en hy sê ek verander dit. In 'n oorwinning. Hoor wat sê hy? Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 9. Hy sê vir jou gee. Hy sê vir ons gee dinge wat ver bo is wat ons kan bid of dink, maar nee, maar dit meer. Dit wat niemand nog aangedink het nie. Dit wat niemand nog ooit gesien het nie. Dit wat niemand nog ooit beplan het nie. Dit gee hy vir ons.
wanneer ons hom koning maak. Hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat die sondaar, die mens met ashope in sy lewe, sieraad kan kry. Hy het sy seun gestuur, sodat hy die duiwel sy slaghuis kan toemaak, wat jou slag, ook met beerdkrag. Ons was by familie gekuier in Klerksdorp, en met die beerdkrag, Vrydagnag, mense het voertuie geparkeer gehad voor die motorhuis. Daai nag toe slag die duiwel daai karre en hy steel 'n klomp goede uit. Hy steel beter in beerdkrag. So sy slaghuis bly oop. Die Here sê vanmôre, hy wil vir elkeen wat wil hy sy beste gee. Niks tweedehands nie. Niks wat jy ooit aan gedink het wat kan wees. Net die beste kry ons uit sy hart uit. Kom ons sluit ons oë. Liewe Here, ons kom vanmôre en ons bid dat U vir ons help. Ons is so moeg, Here, vir vals advertensies. Ons is so moeg, Here, vir die leuen wat sê ek moet net beter bid of beter kerk toe gaan. Dan sal God iets vir my doen. Here, hierdie beter dit, sê U woord is 'n vuil lap. Wat U wil hê is, dat ons alles sal los, in verhouding met U lewe. En elke môre seker maak, Jesus is my Here. Jesus is my koning. Want U is die koning van die koninkryk van die hemele. En die enigste manier ons hemelse koninkryk voordele, guns kan beleef, is wanneer ons by die koning kom en U toelaat in ons lewe en U al ons niks werd goed weggooi. Help ons, Here. Versterk ons, Here. Maak ons lewe 'n lewe wat U behaag. Ons bid, Here, dat U sal inkyk. Kyk in die stoorkamer van my hart. Here, daai kamertjie wat ek deur agter wegbêre, wat ek vir niemand wys nie en ek dink U kan nie sien nie, Here. Ek wil hom oopmaak. O wonder God, stap in en haal al die ou voorraad, niks werd voorraad, vernietigingsvoorraad, goed wat gemif is en verrotting veroorsaak. Haal dit net uit, Here, asseblief. Here, kom vul my lewe met die voorraad van die hemel. Want ek weet, Here, U sê U doen dit uit genade. Niemand kan dit koop nie. Niemand kan sê ek was so oulik nie. U woord sê niemand kan roem en sê deur sy dade het hy God se arm gedraai nie. Nee, dis genade. Wanneer ek voor U staan en met opregtheid uitroep, wees die koning van my hart en die koning van my lewe. Dankie daarvoor, Here, dat ek U kan vertrou daarvoor. Amen. Ons moet sing, we're gonna worship the King. En dan slaan ons dit daai ene oor van this little light of mine. Gonna worship the King, praise Him in the morning, praise Him in the night. Okay, sit reg. Ons sal regkom sonder jou mamma. En sê okay. Ons moet daai ding sing. Kom ons staan en ons sing daai liedjie. Ons aanbid die Here, ons loof Hom, ons bring lof aan. Is daai seentjie van jou siek ou boet? John, as hy siek, moet ons vir hom bid. Wat moet ons na hom toe gaan of gaan jy hom bring vir ons? Bring hom, ons gaan vir ons sing, gaan ons hom vir hom bring. Bid ons vir hom. Bring hom gou vir ons asseblief. Wat my Here boet? Hy's naar. Ja. Christian. Wonderlike Here, ons kom vanmôre as gemeente. Ons trek ons hande uit na Christian toe. En Here, ons spreek genesing oor hom. Ons stop hierdie naarheid in Jesus naam. Ons stop hierdie aanslag in die naam van Jesus. Roep ons nou volmaakte genesing oor hom uit. Volmaakte vrymaking in die totale menswees van Christian. En ons sê dankie daarvoor, Here. Dankie, Here. Amen. Prys sy naam.
sy boetie is ook naar. Nou kom, wat? Stefan, kom ons staan op, ons gaan vir Stefan ook bid. Stefan voel net sy, hulle is 'n tweeling en hulle lyk met die goed saam. Kom ons steek met jou hande uit na Christian. Here, ons bid vir Stefan. Ons weet nie wat met hom ook werk nie. In die naam van Jesus staan ons hierdie vervloekte vyand teen. En ons roep u lewe uit nou. Ons roep u magsdaad uit oor al twee hierdie mooi seuns, Here. En ons sê dankie, Here, dat ons die vyand in sy spore stop in die naam van Jesus. Amen. Amen. Loof die Here. Prys sy naam. We gotta worship the King. Hallelujah. We gonna What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, hallelujah. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. Gonna worship the King. We're gonna praise his name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship the King. Hallelujah. We're gonna praise his name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. Praise in the morning. Praise him in the We're morning. gonna praise him in the morning, praise him in the night, praise him all day long. We're gonna lift up the mighty name of Jesus. We're here and singing his song. We're gonna worship the King. We're gonna praise his name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. Kom ons kyk maar lekker aan dit. Loof die Here. Dan is dit plek in die Pastor Amanda. Prys sy wonderlike naam. Hier's vir jou my. Sy soek net iets om op te sit. Ek jok sommer. Jy kan maar die sitplekke neem asseblief. Baie dankie. Nooit gedink ons kan so lekker worship nie. Ons gaan nou net gaan. Baie dankie vir die worship span. Ons waardeer julle. Julle kan gaan sit. Ek wil gou-gou net 'n paar afkondigings maak. Ek sien daar's lekker tyd. Ons gaan nog iets anders doen. Goed, al die verjaarsdae. Ons het 2 verjaarsdae. Ek weet een is Billy Brits, dis James se vriend. Hulle is so waar in ons gemeente. Ons sien hulle selde, maar ek glo ons sal hulle een van daai sien. En dan is daar nog iemand wat verjaar. Hulle sukkel daar agter. Maar ons bid vir die ouens wat verjaar en ons sê is, mag die Here vir julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar gee. Mag julle die oorvloed van die Here beleef. En mag julle weet, ja, kom ons gee hulle dit. Dan verlede Sondag, ja, daar's Leon Hartzenberg, hy verjaar ook en mag die Here hom seën soos ons gesê het. Dan het ons verlede week 'n lekker geselligheid gehad en hier was mense wat dit gereël het wat nie hier was nie. So ek wil nog dankie sê. Dankie vir Marita en al die relasies en die ouens wat jou gehelp het. En dan was daar iets baie besonders is Anne het net so 'n bos blomme gebring. So groot bos. En dit het hier pragtig gestaan en gepryk en dit. En dit het so mooi gelyk en jy sit altyd net daai edge op dit. Baie dankie. En toe ons in die saal is, toe deel sy nou die van die blomme uit. Dit was nog special, daar's blomme in my huis. Baie dankie en ons waardeer dit. Dan hoor nou vir my. Elke oggend voor die diens, moet jy leer om hierdie ding vas te hou. Elke oggend voor die diens, dan bid ons in Tamboti. Dis hier as jy net hier uitstap, dan sit net daar. En almal is welkom. Weet jy, die Here wil hier goed doen. En jy moet weet is dat. Jy moet kom bid, jy moet vir Here kom vra. So kom bid saam met ons. Van 7:15 begin ons te bid en dan hou ons aan bid en bid en bid sodat die Here sy doel bereik in die diens.
Ek wil ook vir die ouens wat dan hierdie diens later gaan luister, vir julle sê is dat ons het 'n probleem en dat ons vermoed, dit is dalk as gevolg van die load shedding. Dat die stroomspoed is stadig. So die opname of dit wat by die mense uitkom is stadig. So ons wil asseblief vra is dat hoe sê ons bear with us. Wees genadig en rustig met ons dat ons die diens gaan opneem in 'n beter kwaliteit en hom dan net later vir julle op YouTube sit. So hou dit in gedagte. Dan ons Kersdiens is volgende Sondag 9:00. En dan het ons 'n besonderse groot diens wat ons loods op die 8ste Januarie. Ons sê is God is groot. Jy weet, Afrikaans is groot maar ons God is groot. So hou dit in gedagte en kom daar en kom woon dit by. Dan het ons 'n voorstelling op die 15de Januarie. So as jy 'n nuwe lidmaat is, laat ons asseblief weet, vul daar agter 'n vorm in en dat ons jou kan voorstel. Dan wil ek sê is van die 1 Januarie af is Peer Fourie saam met ons hier. Hy het uit aanvaar om by ons span in te sluit en gaan hy deel wees van die worship span. So, wees verseker ons gaan goeie aanbidding geniet. Dan die Kombers projek en gaan aan en as jy wil brei, praat daar agter met Izet en dan het ons hierdie emmers. Ons koskas is leeg, ouens, so as julle asseblief die emmer sal vat, en of as jy nie 'n emmer kry nie, bring 'n sak. Enige iets wat kos hou, jy sal sien op die emmer is daar 'n lys wat jy kan volg, sodat jy dit kan volmaak. Nou sien ek, daar's nog 'n rukkie tyd. Ek het van hulle daar agter gesê, daar's 'n Kerslied. Ons gaan hom op die skerm gooi en jy kan sit, jy kan staan, jy kan lê, jy kan dans, jy kan enigiets doen. Maar kom ons kom in die Kersfees gees, in die Christus feestyd. En kom ons begin opgewonde raak, want Christus het gekom. En as jy hom nog as 'n babietjie sien, is okay good so. Maar sien hom as die koning wat gekom het in oorwinning en in heerlikheid. So ons gaan sing, kom kinders besing met 'n vrolike stem. Dankie Annetjie. Kom kinders besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem. Want daar is die Heiland gebore, die nag, die hoop van die wêreld deur eeuwe verwag. Geringe klein dorpie en duister gehul, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul. Die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. Nou volgende Sondag gaan ons lekker sing,
kort preek en ons gaan lekker in die Christusfees atmosfeer inkom en laat die liefde van die Here, van God die Vader, deur ons vloei. Nou, ons gaan 'n offerande opneem en so ek wil hê jy met jou hand in jou sak sit, jou geldjie gereed kry en dan gaan ons nog 'n lied luister die keer wat die Gaithers vir ons sing. Joy to the World. Ek het nie die lirieke daarop gesit nie, jy kan saam sing as jy dit ken, jy kan lala, jy kan opspring, jy sal staan, jy kan jou hande klap en kom ons wees vry. So kom ons sê dankie Here vir dit wat ons kan gee. U het 'n offer gebring deur u lewe in ons aardse bestaan in te ploeg en in te bring, dat ons dit kan geniet, Here, en ons dit 'n voorbeeld kan hê. Ons bring vanmôre die offer uit ons finansies uit aan U. Laat U naam verheerlik word. Amen. Dankie. Die ouens kan die geldjies opneem en Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Sing, heaven, let you sing, heaven, let you sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and love and wonders of His love. Sing, heaven, let you sing, heaven, let you as jy klaar geluister het, is jy welkom om uit te stap. Ons gaan lekker koffie en tee drink en kom ons gaan kuier saam.